En dis vir my eintlik baie lekker, maar ek het gedink voordat ek oor die profetiese boeke praat, moet ek 'n paar algemene opmerkings oor profesie maak. So kan ek net 'n thumbs up of so kry dat julle my hoor en julle is met my, dan kan ek voortgaan. Ek wil begin met 'n paar algemene opmerkings oor profesie. En ek wil by die Nuwe Testament gaan leun wat sê die een wat profeteer praat wel met mense om hulle op te bou, te bemoedig en te vertroos. So ek dink dit is baie belangrik om die volgende ding te sien. Nêrens sê dit om die toekoms te voorspel nie. En ek wil 'n bietjie pause, weet, daai mic drop pause. Profesie is nie om die toekoms te voorspel nie. Dit is om op te bou, te bemoedig en te vertroos. So ons het hierdie idee van 'n profeet, hy kom nou by 'n plek aan, hy profeteer babas vir almal, hy profeteer die eindtyd, hy profeteer dinge in die toekoms. En ek weet dit is baie sensasioneel, maar Paulus skryf baie eenvoudig aan die gemeente in Korintiërs wat nogal sterk glo in die gawes van die Heilige Gees. Dan sê hy die een wat profeteer praat wel met mense om hulle op te bou, te bemoedig en te vertroos. So kan ons daai net in gedagte hou wanneer ons vanaand deur van die profeteboeke gaan. Tweede opmerking. Profete se boodskap was primêr vir die mense van hulle tyd en hulle onmiddellike realiteit. So die profete het geprofeteer vir hulle mense in hulle tyd en hulle realiteit. So geen profeet het opgestaan en gesê, ek gaan nou profeteer vir die mense wat daar in 2026 sit in Gauteng nie. Hulle het geprofeteer vir hulle mense in hulle tyd. Dit is baie belangrik. Volgende opmerking. Profete het gereeld beelde en taal gebruik wat hulle mense verstaan het. En dit was dikwels poëties van aard. Een Bybelkundige het profete beskryf eerder as digterlike kreatiewe mense as prophets. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek skryf 'n brief of 'n e-pos aan jou. En my e-pos sê: "Hallo liewe Willie. Lekker om van jou te hoor. Ons het 'n verskriklike lekker naweek gehad. Ons het met my broer se Jaguar gery na Rotanga Junction in die Kaap. En daar het ons op die Cobra gery. Dit was 'n lekker dag. As jy 800 jaar van nou af hierdie e-pos lees, hoe gaan jy dit verstaan? Jaguar, Rotanga Junction, Cobra gery. En ek dink dis daar baie keer waar some things gets lost in translation tussen die tyd en die beelde wat daai mense verstaan het en wat ons nie altyd verstaan nie. En ek moet nogal sê die boek Openbaring val presies in daai kategorie. Daar's beelde en goed daarin wat daai mense verstaan het wat ons nie verstaan nie en is verkeerd om dit nou te probeer interpreteer en goed vir dit te sê. Net so opmerkingie van die kant af. Dan is daar twee verskille wat ek wil maak. So gewoonlik as mense aan die profete dink jy aan foretelling, met ander woorde hulle voorspel. Maar die punt wat ek vanaand wil maak is they rather were forthtellers. So hulle het goed gesuggereer vir die toekoms en goed daar buite gesit en daai goed het waar geword. Hulle het dit nie voorspel nie. Met ander woorde, die profeet se boodskap was altyd, jy het 'n keuse. Jy kan links gaan of regs gaan, maar jy het 'n keuse. As jy nou dink aan die ballingskap, hulle het gesê, as jy aanhou hierdie doen, gaan jy ballingskap toe, as jy dalk links gaan jy nie ballingskap toe nie. So, it was more than a foretelling than a foretelling. So, daar was nie hierdie fatalistiese, weet, jy voorspel en daar's geen uitkoms nie.
Dan is daar twee woorde wat ek nogal mee te doen gekry het toe ek die profete bestudeer het, en dis die woorde criticizing en energizing. Nou weet ek in Suid-Afrika gebruik ons nie die Z nie. Ons gebruik die C, maar die Z lyk altyd beter. Criticizing en energizing. So profetiese materiaal is of krities, met ander woorde, hulle kritiseer die huidige stand van sake, of hulle skep hoop dat al is dit donker nou, kan dit beter raak. So baie keer sal mense sê die kerk moet weer sy profetiese stem terugkry. En dan bedoel hulle eintlik daardeur, die kerk moet weer begin vir die regering sê hulle is verkeerd, en vir politieke partye sê hulle is verkeerd, en praat teen injustice, en ek stem saam met dit. Dis die criticizing gedeelte. Maar daar's ook 'n energizing gedeelte, en ek dink nie die kerk kom altyd by dit uit om te sê, maar hier is die hoop. Hier is die hoop waarin ons julle wil vat. Dit is hoe die land kan lyk as ons hoop het, as ons geloof het, as ons die regte goed doen. So profesie het vir my hierdie twee wat amper half ewe swaar weeg. Criticizing en energizing. Dan, belangrik om te onthou van die profetiese materiaal, vir ons wat dit baie jare later lees, is daar nie verskuilde kodes of boodskappe in nie. Vat my woord vir dit. Maak nie saak wat se boeke al op die mark is en hoe slim daai mense klink nie. Ek meng gereeld met die top denkers op Ou Testament. Daar is nie verskuilde kodes of boodskappe nie. Die boodskappe was vir daai mense van daai tyd onverskuild verstaanbaar in hulle taal. Maar, en dit wil ek los by julle, 'n profesie kan herlees word in 'n nuwe situasie waar dit relevant toe is. So jy kan 'n profesie weer lees en sê, maar hierdie profesie beteken nou vir my iets. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Alles om jou is donker. Jy kry nie antwoorde nie. Dit voel vir jou alles misluk. Dit voel vir jou vye boom bot nie. Daar's geen druiwe aan die wingerd nie. Die beeskrale is sonder beeste. En daar's geen hoop nie. Jy weet wat ek nou lees, nee, ek's by Habakuk. Maar nogtans sal ek in Here jubel. Nogtans sal ek hoop in God my redder. Dan herlees jy daai profesie in jou situasie in. Maar onthou, daai profesie was eers gelees in hulle situasie in. Ek hoop dit maak sin. Goed, so kom ons spring weg dan nou met Jesaja. Ek voel baie alleen, kan ek gou-gou weer die skerm groter maak en net sien of julle met my is? Dankie. Right. Kom ons begin by Jesaja. So, die profetiese materiaal bestaan uit 3 groot skrifprofete en 12 klein profete. Nou, dit gaan nie oor groot en klein op grond van hulle bydra nie, dit gaan oor die volume werk wat hulle gedoen het. So Jesaja is die eerste van die groot skrifprofete, omdat hy baie geskryf het. So die historiese agtergrond van Jesaja is geweldig dinamies en dek 'n tydperk van enorme politieke omwentelinge in die ou nabye ooste. Om die boek te verstaan, moet mens weet dat Jesaja as profeet optree gedurende die 8ste eeu voor Christus. Ongeveer 47 voor Christus tot 681 voor Christus. So, as jy nou die tydlyne onthou, dan gaan jy nou besef, maar dit is voor die Assiriese ballingskap, wat 721 plaasgevind het, en hy hou op net na die Babyloniese ballingskap in 681. So hy dek 'n wye stuk, en is onmoontlik dat een persoon hierdie kon dek. Ek gaan nou vir julle wys. So, Jesaja se storie begin in Jesaja 6, wat hy sê, ek het in die sterfjaar van koning Osia het ek die Here gesien. Onthou julle daai stukkie in Jesaja 6? Nou, koning Osia was een van Juda se goeie konings.
Hy was een van die militêre suksesse. Toevallig was hy die eerste koning wat hierdie goed ontwerp het, wat hulle klippe opgesit het, wat julle baie keer in hierdie ou movies sien, en dan skiet daai ding amper soos 'n ketty, skiet uit die klip oor die stadsmuur. Koning Hosea het daai goed ontwerp saam met sy mense. Hy het 'n groot leermag gehad. Maar hy sterf, en in sy sterfjaar word Jesaja geroep as profeet. So kom ek lees net. Hosea se regeringstydperk was lank, stabiel, ekonomies baie voorspoedig. Die nadeel hiervan was dat die rykdom, wat toe nou in Juda was, gelei het tot geestelike selfvoldaanheid, morele verval en verdrukking van die armes. Die presiese dinge waaroor Jesaja in die eerste hoofstukke begin kla. Dan na koning Hosea kry ons koning Jotam. Jotam het in sy vader se voetspore gevolg en was oor die algemeen 'n goeie koning, maar die eksterne politieke druk van die buurnasies het in sy tyd begin opbou. So Assirië het sterker geword, Egipte het sterker geword. Dan kry jy koning Agas, wat ons al van gelees het. Agas was een van Juda se swakste en mees afgodiese konings, afgodsdienende konings. Hy het self sy eie seuns as offer vir die afgode verbrand. Tydens die Siro-Efraimitiese krisis het Jesaja vir Agas ontmoet en hom beloof dat God Juda sou red. Die bekende Immanuel teken wat ons in Jesaja 7 van lees. Maar Agas het geweier om te luister en het eerder sy vertroue in die koning van Assirië geplaas. En dan lees ons van koning Hizkia. Hizkia was die teenoorgestelde van sy pa Agas. Hy was 'n hervormer wat die afgodsbeelde afgebreek het en die volk teruggeroep het na die Here toe. So Jesaja was 'n belangrike raadgewer vir hom. Dan is daar 'n belangrike ding om in gedagte te hou. Dat dit is in die historiese klimaks van die eerste deel van die boek Jesaja 36 tot 37. Die Assiriese koning Sanherib het Juda ingeval en Jerusalem omsingel. Hizkia het sy klere geskeur en in die tempel gaan bid. Jesaja het geprofeteer dat Sanherib nie een pyl in die stad sou skiet nie. Die Bybel en die Assiriese geskiedskrywing op Sanheribs prisma bevestig dat die Assiriese weermag oornag geheimsinnig getref is en moes terugtrek. En hierdie lees ons uit die aard van die saak uit die boek Konings. So, dit is die agtergrond van Jesaja. Nou wat jy wel sal agterkom, is dat 2 Konings 20 vers 12 tot 19 stem ooreen met Jesaja 39. So ek gaan nou gou net hierso weer kyk of ek julle gesiggies kan sien. Die van julle wat 'n Bybel by julle het, maak bietjie vir my oop by 2 Konings 20 en as jy nou eers wakker skrik, maak vir my oop by Jesaja 39. So ek wil 'n groep van julle hê wat oopmaak by 2 Konings 20 en 'n groep wat oopmaak by Jesaja 39. Ek gaan by 39 oopmaak. OK. Kan ek gou vra iemand wat by Konings oop is? Wil jy nie net vir my jou hand opsteek nie? En dan gaan ek vir jou vra om net te unmute en te lees. Iemand wat by Konings oop is? By 2 Konings 20 vers 12. Tersia is reg, sy gaan vir ons lees. Tersia is reg daar, Tersia. OK. Tersia, lees vir ons nou dan daai stuk. Van vers 12 af, nee. Ekskuus, ek was nou by vers 1. OK, in die tyd van koning Merodak Baladan van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hizkia toegestuur, omdat hy gehoor het van Hizkia se siekte. Hizkia het die gesandte te woord gestaan en hulle daarna al sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie en die geurende olie,
sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hiskia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hiskia toe en vra vir hom, wat het daardie mense gesê, waarvandaan kom hulle? Hiskia het geantwoord, uit 'n ver land, uit Babel. Wat het hulle in jou paleis gesien? Genoeg. Okay. Enigiemand wat Jesaja 39 oop het? Jy gee vir ons 'n handjie daar. Daar is Jesaja vanaf vers 1. Ons gaan net vir hom saai eers unmute, anders gaan ons ook nie kan hoor nie. As hy in die tyd van koning Merodak, Baladan van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hiskia toe gestuur, omdat hy gehoor het van Hiskia se siekte en genesing. Hiskia was bly oor die gesante en hy het hulle al sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie en die geurende olie, sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hiskia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hiskia toe en sê vir hom, wat het daardie mense gesê en waarvandaan kom hulle? Hiskia het geantwoord, hulle het uit 'n ver land na my toe gekom, uit Babel. Wat het hulle in jou paleis gesien, vra Jesaja. En Hiskia antwoord, hulle het alles gesien wat in my paleis is, daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie. Dankie. Toe sê jy, dankie Saai. Kom julle agter dat hierdie is 'n hervertelling, presies dieselfde teks, amper woord vir woord wat ooreenstem. So, dit bring ons by die volgende gedagte as ons aan Jesaja dink. Jesaja deel in 3 gedeeltes op. Onthou nou die wat ek nou gelees het vir julle daar. Ons het in Konings gelees en in Jesaja 39. So die boek Jesaja deel in 3 gedeeltes op. Hulle noem dit Proto-Jesaja, Deutero-Jesaja en Trito-Jesaja. Hoofstuk 1 tot 39 speel af tot en met voor die ballingskap. En dan tussen hoofstuk 39, ons het ons nou 39 gelees dat hy hulle al die skatte gewys het en van daar af het dinge net suid gegaan. En dan van hoofstuk 40 af in Jesaja vind ons dat die volk is reeds in ballingskap en Jesaja probeer boodskappe van hoop vir hierdie ballinge gee. So, kom ons kyk gou na die eerste gedeelte, hoofstuk 1 tot 39. So die eerste indeling van Jesaja is die eerste 39 hoofstukke. Hierdie deel speel af in die 8ste eeu voor Christus tydens die dreiging van die Assiriese ryk. Hoofstuk 1 tot 12. Daar's profeseë teen Juda en Jerusalem, hulle fokus op die volk se rebellie, morele verval, maar sluit ook belofte van Immanuel, God met ons in. Dis interessant. Hierdie Immanuel, God met ons. Baie mense vra, hoe lees ons Christus in die Ou Testament in? Hier's byvoorbeeld 'n gedeelte waar daar 'n belofte is dat daar God met ons sal wees. Hulle weet presies nie hoe dit gaan gebeur nie, maar daar's 'n belofte dat God met ons sal wees. Hoofstuk 13 tot 23, as oordeel oor die buurnasies. Nou baie van die profetiese materiaal het hierdie, wat daar 'n bietjie uitsprake gegee word teen die buurnasies, hoofsaaklik buurnasies wat Israel in die steek gelaat het, of wat tradisionele aardsvyande nog maar altyd was. Dan kry ons 'n klein apokaliptus, 'n grootse visioen van God se finale oordeel oor die hele wêreld en uiteindelik sy redding vir almal. Dit vind ons in hoofstuk 24 vers 27. Kan ek sê, hierdie is 'n tema wat gereeld in die profetiese materiaal na vore kom. En in baie boeke word dit genoem die dag van die Here. Aan die ander kant, wanneer God alles sal uitsort en sy finale oordeel sal kom en daar gaan redding wees vir alle mense. Nou hierdie is tipe profeseë wat ons gemaklik vorentoe kan lees en sê ja, daar gaan 'n dag kom waar daar 'n finale oordeel is.
waar God uiteindelik redding vir al sy mense sal hê. Dan kyk ons 28:35 hoofstukke, waarskuwings en beloftes, wee-uitsprake teen Juda, omdat hulle die wee-uitsprake is die wou, weet wee julle, teen Juda, omdat hulle op politieke ryk alliansies soos Egipte vertrou het. So een van die groot dinge wat Juda en Israel gedoen het in die tyd wat hulle as klein landjies bedreig was, is hulle het allerhande alliansies probeer maak met, sê maar met Egipte, met ander lande. So nou waarsku hy, sê hierdie, julle moet op die Here vertrou. Dis omdat julle nie sy wet nakom nie wat dit sleg gaan met julle. Dis omdat julle nie wil doen wat hy wil sê nie, is omdat julle hierdie ander afgode aanbid. En nou probeer julle nou om julleself veilig te maak met 'n land soos Egipte of met 'n plek soos Edom, julle broersvolk, probeer julle nou allerlei ooreenkomste, maar wat julle eintlik moet doen is breek af die altare en aanbid my. So dis wat die profete se boodskap heeltyd was. En dan hoofstuk 36 tot 39 bou hierdie oorgang, die verhaal van koning Hizkia se ontmoeting met die Assiriërs en dan hoe hy verlos word en dan sy latere fout toe die Babiloniese gesante gekom het en kom kyk het wat in sy paleis aangaan, wat ons nou net gelees het. En dan die voorspelling tot ballingskap. Dit is tot en met hoofstuk 39. Deel 2 van die boek dateer uit 'n later tydperk. En Bybelnavorsers is sterk van oortuiging dat deel 2 en 3 van die boek nie die oorspronklike woorde van Jesaja was nie, maar dat die woorde was van die Jesaja skool, met ander woorde sy profete seuns. So daar's iets soos Jesaja het ook profete seuns gehad wat na hom geluister het, wat sy ideologieë aangehang het. En dan nou toe hulle in ballingskap is, kyk hierdie deel vooruit na die tyd, weet na die ballingskap. Want as jy nou Jesaja 40 tot 55 lees, dis van die lekkerste hoofstukke in die Ou Testament om te lees. Ek gaan sommer net julle 'n paar stukke lees. Ek begin by hoofstuk 40. Troos, troos my volk, sê julle God. 'n Stem roep, maak in die woestyn die pad reguit. Elke dal sal opgevolg word. Elke berg en heuwel moet wegsak. Dis nou hoofstuk 40. Ek gaan aan hoofstuk 41. Luister in stilte na my eilande, laat die volk 'n nuwe krag kry. Laat ons saam nader kom en die Here aanbid. Kom ons gaan na 42 toe. Kyk, hier is my diensknegt wat ek ondersteun. Ek het my gees op hom laat afkom. Hy sal om hulp roep, ek sal daar wees. 'n geknakte riet sal ek nie afbreek, 'n dowwe lampet sal ek nie uitdoof nie. Kan julle al hierdie positiewe troosboodskappe hoor? Dan gaan ons na hoofstuk 43 wat hy sê, moenie bang wees nie, want ek het jou loskoop. Ek het jou op die naam geroep en jy behoort aan my. As jy deur die water moet gaan, ek is by jou. As jy deur die riviere moet gaan, is dit by jou. So gaan dit aan. Is hierdie positiewe boodskappe. Moenie bang wees nie, hoofstuk 44, my diensknegt Jakob. Want ek is met jou, hulle sal groei tussen die gras, julle sal sê, aan die Here behoort ons. Dan kom ons by 45, en so gaan dit aan en aan en aan, en is hierdie positiewe boodskappe van hoop vir hierdie mense in ballingskap. En dan vers 47 sê, Babel gaan val, hy gaan val en ek gaan julle hier uitvat. En dan kom daar 'n nuwe tydperk aan, 'n nuwe tydperk vir Jerusalem en Sion. En dan begin hy te praat van die diensknegt van die Here. Die knegt van die Here. En dan kom ons by Jesaja 53 wat sê, hierdie knegt van die Here was verag. Hy is deur mense verlaat. Kan jy sien hierdie messiaanse belofte van die knegt van die Here? Maar hy het ons siektes gedra. Hy was geslaan. Ons het hom beskou as iemand wat gestyf word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings. Ons almal het soos klein vee gedwaal. Elkeen het ons eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat kom. Hy is mishandel. En hy wys hier na 'n redder wat sal kom. Dan kom hy in hoofstuk 54. Hy sê, maak die plek van jou tent groter en die tentdoeke van jou wonings, laat dit oop gespan word. Moet dit nie beperk nie, maak jou tenttoue lank en jou tentpenne stewig, want na regs en na links sal jy uitbreek, jou nageslag
sal nasies in besit neem. Moenie bang wees nie, want jy sal nie beskaam staan nie. Moenie verneder voel nie, want jy sal nie verleë wees nie. En is hierdie boodskappe van hoop wat ons vind, die toon verander dramaties na hoop. God beloof om sy volk uit Babylon te bevry. Met ander woorde, tussen hoofstuk 39 en hoofstuk 40 is die volk intussen weg in ballingskap. En volgens Bybelnavorsers, tussen hoofstuk 39 en hoofstuk 40 van Jesaja, het daar in die omgewing van 120 na 160 jaar verloop. En dan nou die knegliedere, dit bevat 4 spesifieke liedere oor die lydende kneg, met die klimaks in Jesaja 53, wat Christene sien as 'n direkte profesie van Jesus se lyding en sy kruisiging. Dan, die derde deel is hoofstuk 56 tot 66. Dis die toekomstige glorie en 'n nuwe skepping. So hierdie kyk nou baie verder vorentoe, na iets soveel groter en soveel beter. Hierdie deel fokus op die lewe na die terugkeer uit ballingskap. Die inhoud spreek die oorblyfsel aan wat teruggekeer het, is om Jerusalem te herbou. Dit hanteer temas van ware godsdienst, soos die regte manier van vas wat ons vind in hoofstuk 58, en die insluiting van nasies, ook buitelanders. Hier is die eerste keer wat daarna verwys word, dat ook buitelanders in die koninkryk van God wees. En dan bou dit op in het klimaks in hoofstuk 65 tot 66, waar hierdie belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is, waar daar geen pyn en trane meer gaan wees nie. So die kernboodskap van Jesaja kan in sy eie naam opgesom word. Jesaja beteken, die Here is redding. So hy red die volk. En dan is daar 'n paar ander temas, die heiligheid van God, geregtigheid en sosiale skuld, vertroue op God, teenoor politieke alliansies met ander lande, dan die belofte van die Messias en die kneg, en 'n kosmiese redding vir almal. Interessant, die boek Jesaja is die boek wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Kan ek vir julle geleentheid gee as daar vinnig enige vraagie is of onduidelikheid is? Ek is vinnig deur 'n baie groot boek nou. OK, dan gaan ons na Jeremia toe. Nou, kom ons gaan na Jeremia hoofstuk 1 toe. Ek dink is 'n goeie begin. As jy jou Bybel het, gaan na Jeremia 1 vers 1 toe, want Jeremia sê vir jou baie mooi in watter tyd hy optree. Hoofstuk 1 vers 1. Die woorde van Jeremia, seun van Hilkia, uit die priestersgeslag in Anatot, in die gebied van Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom in die dae van Josia. So daar kry jy jou eerste teken. Hy het begin optree in die tyd van koning Josia. Ek wil net gou julle gedagtes refresh. Josia, hy was 9 jaar oud toe hy koning geword het. Dit's in sy tyd wat hulle die boekrol in die tempel ontdek het. En Josia het 'n klomp hervormings gebring. Dit het goed gegaan met Juda, maar hy is ongelukkig in 612 is hy moes op die oorlogsveld oorlede. Die woord van die Here tot in die dae van koning Josia, seun van Amon, die koning van Juda, in sy 30ste jaar van sy regering, en ook in die dae van Jojakim, seun van Josia, die koning van Juda, tot aan die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia, seun van Josia, die koning van Juda, tot en met die wegvoering van Jerusalem. Sedekia was die laaste koning wat geregeer het, toe Babylonië finaal die volk weggevoer het in ballingskap. En ons lees dat Sedekia sy seuns is mos voor hom doodgemaak en sy oë is uitgesteek. Dis die laaste ding wat hy gesien het voor hy self in ballingskap weg is. So, Jeremia dek 'n lang tyd van geskiedenis. Maar die probleem van die boek Jeremia is, hy volg nie 'n kronologiese volgorde nie. Ek het probeer met die hulp van 'n bietjie AI vir julle 'n breinkaart optrek van hoe jy Jeremia moet lees, maar ons gaan nou by dit uitkom. So kom ons lees net eers gou wat ek hier het. Jeremia se bediening strek oor een van die mees deurslaggewende
en chaotiese periodes in die geskiedenis van die ou Israel, naamlik die laaste dekades van die koninkryk van Juda. Koninkryk van Juda, Suidryk. Hy was ongeveer vir 40 jaar lank aktief as profeet, vanaf 627 tot en met 586. 586 is die finale ballingskap, die verwoesting van Jerusalem, en selfs 'n kort rukkie daarna toe hy Egipte toe gevlug het. Jeremia se tydperk word dikwels die donkerste uur van Juda genoem, en sy bediening was uniek omdat hy die einde van die ou bedeling moes aankondig, maar ook hoop op 'n nuwe begin moes gee. Die boek Jeremia het 'n ryk en komplekse struktuur, omdat die profeseë nie streng kronologies, dis die probleem, gerangskik is nie, word die boeke gewoonlik op grond van temas en literêre style ingedeel. Hier is 'n algemene en mees aanvaarde indeling van die boek Jeremia. Eerstens, sy roeping. Die boek Jeremia begin met 'n wonderlike roepingsverhaal, wat die Here hom roep en wat hy sê, ek is te jonk, ek kan nie, en dan wat die Here vir hom sê, maar jy moet. So die inhoud is die inleiding tot die boek waar God vir Jeremia as profeet vir die nasies aanstel, nog voordat hy gebore is. Dit bevat ook visioene van die amandeltak in die kokende pot. Onthou julle daai? Daar's 'n pot in die noorde wat kook en hierdie pot gaan omkantel na julle toe. So dis die Babiloniese ballingskap wat op pad is. Hy gaan oor julle almal stort. Dan van hoofstuk 2 tot 25 bring Jeremia dan nou profeseë vir Juda. Wat hy sê, luister, hier's 'n pot wat kook wat besig is om te kantel na julle kant toe. En hier kom moeilikheid, julle moet julle lewe regkry. So hier is die kern van Jeremia se vroeë predikings. Dit bestaan hoofsaaklik uit waarskuwings oor die naderende oordeel van die Babiloniërs as gevolg van Juda se afgoderry en morele verval. Belangrike dele hiervan is die tempelrede waar hy waarsku dat die tempel hulle nie sal red as hulle aanhou Sondag nie. En dan Jeremia se klaagliedere. Dis baie interessant. As jy die boek Klaagliedere lees, dan sê die opskrif Jeremia dit geskryf. Maar in hoofstuk 11 en 15, 17 en 20 vind ons dat Jeremia self sy eie klaagliedere sê, wat hy sê, Here, ek is kwaad dat ek gebore is, ek is kwaad vir my ma, hoekom het u hierdie aan my gedoen, ek word heeldag net in die pyn gegooi en verwerp as gevolg van hierdie boodskap wat ek vir die mense moet bring. Byvoorbeeld, as ons na Jeremia 20 toe sou gaan, ek blaai gou so intoe vir julle. Dan vind hy dat die priester Pasgoer het Jeremia geslaan en hom in 'n blok gesit en hom by die Benjaminpoort naby die tempel gelos. En dan begin Jeremia met die Here te praat. En dan sê hy, Here, vers 7, U het my mislei en ek het my laat mislei. U het my oorweldig. U het die oorhand gekry. Ek word uitgelag die hele dag. Almal dryf die spot met my. Want telkens wanneer ek praat, moet ek dit uitskreeu en sê, daar kom geweld, daar kom verdrukking, weet, bad news, bad news, bad news. Ja, die woord van die Here het vir my tot bespotting en hoon geword die hele dag lank. Ek het al gesê, ek sal nie aan die Here dink. Ek sal nie meer in sy naam iets sê nie. En dan is my gunsteling gedeelte in Jeremia. Maar dan word dit in my hart soos 'n vuur wat brand, vasgevang in my gebeente. Ek is moeg om dit binne te hou. Ek kan nie. Ek moet praat. So is hierdie stryd van Jeremia wat hy sê, Here, jou woord sit my in die moeilikheid, maar ek gaan nie ophou praat nie, ek gaan nie ophou profeteer nie, u woord brand sterk in my. So Jeremia is ook 'n baie, jy lees ook van sy persoonlike kant, en daarom geniet ons almal, as jy nou dink aan die 3 groot skrifprofete, geniet ons nogal baie die verhale van die verhaal van Jeremia en sy stories, eerder as sê maar Esegiel of Jesaja, want Jeremia wys daai kant van, hulle noem hom op 'n stadium die huilende profeet, die wenende profeet. Met ander woorde, hy loop met sy hart op sy mou en hy sê, Here, is vir my moeilik om hierdie job te doen. Want
absoluut in 'n donker tyd van Israel. Ek moet nou vir hulle sê, moeilikheid, 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 want julle wil nie luister nie. En dit doen hy veral in hoofstukke 2 tot 25. Dan hoofstukke 26 tot 29 verskuif die profesie na historiese vertellinge. Met ander woorde, moontlik neergeskryf deur die skrywer Baruk. So hierdie gedeelte noem hulle die brief van Baruk. Dit vertel van Jeremia se botsing met valse profete soos Hanania en die leiers van die volk wat hom wou doodmaak. Dis hoofstuk 26 tot 29. Dan in hoofstuk 30 tot 33, die boek van vertroosting. Nou, aan die begin van die jaar is my Ou Testament mentor, professor Willie Wessels, oorlede. En ek onthou, in die laaste tyd van sy siekbed het ek gereeld vir hom gaan kuier. En dan praat ek en hy oor die Ou Testament en dan kan ek sien hoe die lewe terugkeer in sy oë. Maar veral as hy oor Jeremia praat, dan sy oë ekstra gefonkel. En wat hy gepraat het oor Jeremia 30 tot 33, wat hierdie boek van vertroosting is te midde van die oordeel, is hier 'n helder ligpunt. God beloof dat hy sy volk uit ballingskap gaan terugbring en hulle sal herstel, en soort van dan Jeremia 31, 'n bekende gedeelte, ek gaan vir julle 'n nuwe verbond gee wat ek op julle harte sal skryf. Maar dit gaan oor verhouding en nie oor nakoming, nie oor compliance nie, maar wat dit gaan oor relationship. En ek sal altyd onthou as ek met Willie gepraat het, hoe hy gelewe het as hy hierdie vir my vertel het. So die lyde van Jeremia en die val van Jerusalem vind ons in 34 tot 35. Dit beskryf die laaste dae van Jerusalem voor en tydens die beleg. Dit vertel ook hoe Jeremia in die put gegooi is, die uiteindelike val van die stad en die vlug van die oorblyfsels van die volk na Egipte toe, waarin hulle ook Jeremia teen sy wil saamgeneem het, hy wou nie gegaan het. 46 tot 51 is dan die profesie teen die heidense nasies. Ons vind dit in baie profetiese boeke waar daar ook profesie is teen Israel se bure, omdat hulle verkeerd gedoen of omdat hulle Israel nie ondersteun het nie. Byvoorbeeld die boek Edom is so 'n boek. Hy is 'n profesie teen hierdie broersvolk van Israel wat nie hulle ondersteun het nie. En dan in hoofstuk 52 vind ons 'n historiese naspel. Hierdie hoofstuk dien as 'n historiese afsluiting, baie soortgelyk aan 2 Konings. Dit bevestig dat Jeremia se profesie presies so in vervulling gegaan het en met die vernietiging van Jerusalem, maar op die einde eindig dit met 'n noot van hoop met die vrylating van koning Jehoiakim in die Babiloniese gevangenis. So daar's vir jou so 'n breinkaart. Ek kyk net gou hier in die boek wat ek geskryf het. Ek het iets van Jeremia geskryf wat ek graag vir julle wil lees. Okay, kyk, maar kom ons gaan gou eers na die breinkaart toe. So as jy na Jeremia kyk, dan vind jy in eerste sy roeping. Dis hoofstuk 1, dat hy is geroep deur die Here in daai amandeltak in die kokende pot. Dan vind jy hoofstuk 2 tot 25, wat hy 'n aanklag teen Juda het en Filippe van afgodery, verbondsbreuk, sosiale onreg en valse sekuriteit wat hulle op ander nasies staat maak. Dan vind ons 26 tot 29 en 34 tot 45, so 'n bietjie van sy lyding, jy weet wat hulle hom vervolg en in die put gooi en so. Dan hierdie boekie van vertroosting wat ek altyd gesê het Prof Willie se gunsteling is. Ek gaan herstel, daar gaan 'n terugkeer uit ballingskap wees, daar gaan nuwe hoop wees. Ek gaan my wet op julle harte skryf. En dan hier tussenin vind ons die storie van die pottebakker wat ons almal so goed ken, en dan die profesie teen die heidense nasies. So dis more or less die storie van Jeremia, maar kom ek lees vir julle uit hierdie boekie van my wat ek 'n kort stukkie oor Jeremia geskryf het. Jeremiah is probably the favorite amongst most readers of the Bible when it comes to the prophets. Although the book, due to its final editing, it is difficult to follow chronologically, it undeniably beams with emotion and passion.
This is probably the reason for its popularity. He's also called the weeping prophet due to the fact that he wears his heart on his sleeve. The book invites the reader to journey with the faithful servant while he guides Judah towards and into the abyss of exile. When I teach on Jeremiah, I like to describe the book as a Johannesburg summer's day. It starts off fine and warm with no cloud in the sky, but by midday, small clouds begin to build from the south, in Jeremiah's case, from the north. These clouds gather momentum and magnitude, and by late afternoon explode into a thunderstorm that have the roads flooded with water in mere minutes. En dan vind ons nou hierdie storie van dat hy geroep word en so. Maar dan is daar 'n paar interessante woorde wat ons vind in sy roepingsverhaal, waar hy sê, ek roep jou om to, his calling is marked by 4 negative and 2 positive words. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to pluck up and to break down and to destroy and to overthrow. Kan jy sien, hier is alles negatiewe werkwoorde. Pluck up, break down, destroy and overthrow. En dan, to build and to plant. En dan vind jy in Jeremia 24 dieselfde, Jeremia 32 dieselfde, Jeremia 42 dieselfde en Jeremia 45 dieselfde, wat hy sê, wat jy gaan opbou. So dis hierdie uitdruk, maar ook opbou, wat my baie keer laat dink aan leierskap. Dat as ons dink aan die boek Jeremia, dan sê jy ruk uit, jy breek af, en jy doen seker goed, maar jy sit ook nuwe goed in plek. En miskien by jou werk, of in die span waar jy is, baie keer in 'n gemeente, is dit nodig om goed uit te haal en weg te vat. Maar jy kan nie net dit doen. Jy moet ook plant en jy moet ook bou. En dis vir my die boek Jeremia in 'n neutedop. Ek kan lank oor hom praat, maar ek gaan vir julle kans gee as daar enige iemand is met 'n opmerking of 'n vraag. Doodse stilte. Is dit so koud daar by julle soos dit nou in Pretoria begin raak? OK. Ja. Cool. Kom ons gaan na Esegiel toe. So interessant, Esegiel is 'n baie interessante boek. Hy speel homself af in die tyd van Jeremia. Met ander woorde, terwyl Jeremia in Jerusalem is Esegiel in ballingskap. Baie belangrik, terwyl Jeremia in Jerusalem is in die laaste jare van Juda, dat Juda nog 'n onafhanklike volk is, bevind Esegiel hom reeds in ballingskap, en ek het dit vir julle verduidelik met die eerste aand, maar ek sal dit nou gou net weer duidelik maak, in ballingskap. So kom ons lees Esegiel 1 vers 1 tot 3. Op die 5de van die 4de maand in die 30ste jaar was ek tussen die ballinge aan die Kebar rivier. Esegiel was daar, hy's 30 jaar oud. En dan sê hy, die hemel het oopgegaan en ek het gesigte gesien wat van God afkom. Dit was op die 5de van die maand, en hier's 'n belangrike historiese pointer, die 5de jaar van die ballingskap van koning Joachim. So die finale koning wat weggevoer is in ballingskap was Sedekia in 586. Maar in 597 was daar 'n klein ballingskapie wat Joachim en van die, as ek die Engelse woord kan gebruik, die topbraas van Jerusalem weggevoer was. Al die priesters, almal wat geleerd was, almal wat ambagsmanne was, hulle is weggevoer in 597 voor Christus. So as hy sê dis in die 5de jaar van die ballingskap, dan moet jy 597 vat, jy moet 5 aftrek, dan besef jy dis nou 592 voor Christus. Aan die ander woorde,
Dis so 6-7 jaar voordat Jerusalem finaal val. Maar Esegiel is nou in ballingskap. Die woord van die Here het tot die priester Esegiel, let op die woord daar, priester, seun van Busi gekom. Dit het gebeur aan die Kebar rivier in Galdeerland. Galdeer, ander woord vir Babylonië. Die mag van die Here het vir Esegiel daar in besit geneem. So ballinge het hulle langs die riviere gesit, want daar kon hulle wasgoed was, daar kon hulle water kry, daar kon hulle kos maak. So vandaar ook natuurlik Psalm 137 by die riviere van Babel. So Esegiel bevind hom letterlik by die riviere van Babel. Hy's 30 jaar oud. Hierdie het ek nou baie al nagevors, dit verwys na, dit is in sy 30ste jaar. Hy's 30 jaar oud. Hy's 'n priester. So dit is in die jaar, so hierdie is significant. Dis in die jaar wat hy moet 'n priester word, want volgens die wet mag 'n priester begin praktiseer, as ek daai woord kan gebruik, wanneer hy 30 is. Dis ook wanneer Jesus begin bedien het, toe hy 30 is. So nou kom die woord tot Esegiel, terwyl hy 1500 km weg van die tempel af is, en die Here sê vir hom, Esegiel, jy moet nou begin profeteer. Dis nie plek vir 'n priester nie. Jy moet nou begin profeteer. En Esegiel is hierdie wonderlike boek waar 'n priester verander in 'n profeet. En hy help om in die ballingskap waarskuwings te stuur terug Jerusalem toe om te sê, ouens, ballingskap is nie goed nie, julle wil dit nie hê nie, bly weg van dit af. Verander julle weer, want ons sit in ballingskap. Maar die mense luister nie. So, dis in kort Esegiel. So die historiese agtergrond van die profeet loop hand in hand met die van Jeremia, maar met een groot verskil. Waar Jeremia in Jerusalem agtergebly het, het Esegiel sy bediening in ballingskap in Babylonië uitgeleef. Esegiel se optrede strek ongeveer 22 jaar vanaf 539 voor Christus tot 571. Sy bediening speel af tydens die absolute ineenstorting van die koninkryk van Juda en die vernietiging van Jerusalem. En dan interessant in hoofstuk 3 gebeur daar iets. Hy roep hom tot profeet en dan sê hy vir hom die volgende: jy gaan nou stom wees, al wanneer jy gaan kan praat, is wanneer jy profeteer. En vir die rede vind ons nogal in die boek Esegiel dat hy baie, die Engelse woord is sign acts doen. Met ander woorde, hy doen goede om iets vir die mense te wys. Hy maak 'n gat in die muur. Hy vat diere se poef en hy maak daarop vuur en hy maak daarop kos en hy probeer vir hulle iets wys. Jy weet, so hy gebruik heeltyd hierdie sign acts om vir hulle te wys, want hy kan nie altyd praat nie. Alleenlik as die woord van die Here na hom toe kom, dan kan hy praat. Hy sê, ek laat jou tong in jou verhemel te vat, sodat jy nie kan praat nie. En hulle jou nie kan bestraf nie. Alles hulle weerbarstige volk. Maar wanneer ek jou die opdrag gee en jou tong losmaak, moet jy vir hulle sê, wat ek die Here jou God sê. Laat dat, dan luister wie wil, en laat skouers optrek wie wil, hulle se weerbarstige volk. So dan vind jy nou nogal in Esegiel vanaf vers hoofstuk 3 tot en met hoofstuk so 31 'n baie negatiewe Esegiel. Wat hy Juda soort van sê, jy weet, julle was my gunsteling volk, maar julle het gehoreer. Weet, julle was niks nie, maar ek het julle gevind en van julle iets gemaak. Maar toe kies julle om met ander volke alliansies te maak. So hy probeer ook vir die ballinge in wat saam met hom is sê, maar luister, dis hoekom julle is waar julle is, maar hy probeer ook nog steeds waarskuwings terugstuur na Jerusalem toe om te sê, stop dit, want dit gaan erger raak. En dan gebeur dit dat Jerusalem wel ingeneem word. En so hy's baie negatief tot en met hoofstuk 33. En dan in hoofstuk 33 vers 21 lees ons die volgende: op die 5de van die 10de maand in die 12de jaar van ons ballingskap. Kan jy sien hoe mooi hy dit histories dateer? Het daar iemand by my aangekom wat uit Jerusalem ontsnap het en vir my gesê het, die stad is ingeneem. So nou het Jerusalem geval. Dit waarteen hy gewaarsku het, het gebeur. Luister na vers 22.
Die mag van die Here het my in besit geneem die aand voor die ontsnapte gekom het. Die Here het my in staat gestel om weer te praat voordat die man by my aangekom het. En dit is asof Esegiel se tong losraak vanaf hoofstuk 33. En vanaf hoofstuk 33 vind ons dat Esegiel besig is om boodskappe van hoop te bring vir hierdie ballingskap, vir hierdie ballinge. Hy sê man, die Here gaan dit beter maak, hy gaan dit mooi maak. So kom ons kyk gou 'n bietjie na so 'n skets, soos ek sê, met die hulp van AI wat ek opgetrek het. So die eerste 3 hoofstukke praat oor sy roeping, en dan sien jy al hierdie beelde van 'n wiel in 'n wiel en mense en so, maar die bottom line van al hierdie boodskappe is, as jy my cursor kan sien nie, is God troon oor dit alles uit. So Esegiel word geroep met hierdie boodskap. Al is dit chaos, al is jy by die rivier van Kebar, God troon bo alles uit. Want dan hoofstuk 4 tot 24 is dan 'n oordeel oor Juda, wat hulle waarsku julle gaan val en God se teenwoordigheid gaan julle verlaat. 'n Baie belangrike gedeelte in Esegiel is waar die heerlikheid van die Here uit die tempel uitgaan. Die Hebreëse woord die kavod. Kavod beteken swaar, the presence of the Lord. Daar as ons sê die hele aarde is vol van sy heerlikheid, is kavod, wat eintlik sê die hele aarde dra swaar aan sy heerlikheid. Dan vind ons in hierdie begin hoofstukke wat hy beskryf hoe die kavod, die heerlikheid van God uit die tempel uitgaan en Jerusalem gaan val. En om die waarheid te sê, dit gebeur dan, en hy gebruik verskriklik baie metafore om dit te gebruik, en hierdie is prophetic criticizing, hy kritiseer, hy sê, stop het, verander julle weer. En dan hoofstuk 25 tot 32 is hoofsaaklik waar hy al die nasies rondom Israel oordeel. God straf die heidense volke vir hulle hoogmoed en hulle boosheid. So wat hy vir Israel sê, moenie julle worry nie, hierdie ouens, ek gaan met hulle deel. En dan hoofstuk 33, toe hy skielik sy stem terugkry, raak Esegiel vreeslik positief. En seker die bekendste is die gesig wat hy sien van hierdie dooie bene, dat Israel se hoop is soos dooie bene. En hoe hierdie dooie bene bymekaar kom, en hoe dit 'n nuwe volk word. En Esegiel is die eerste boek wat weer praat van Israel en nie van Juda in Israel nie. Onthou, jy praat van die Noordryk, wat Israel is, met hoofstad Samaria gewees tydens die tyd van die konings, en Juda die Suidryk, met hoofstad Jerusalem. En vir die eerste keer op 'n stadium tel hy mos 2 stokkies op, en sit hy dit bymekaar. Hy sê, julle sal nou nie meer Juda en Israel wees nie. Julle sal nou Israel wees. En dan hier in hoofstuk 33 begin hy positief te raak, die volk word herstel, die dooie bene, en dan daai wonderlike goed wat hy skryf van die tempel van die Here, en hoe die teenwoordigheid, die kavod, terugkeer na die tempel toe, maar nie in die tempel bly nie, en uit die tempel uitvloei en in die landskap invloei en die heerlikheid van God orals is. En dis vir my hierdie wonderlike ding van waar ons onsself eintlik nou bevind, dat Esegiel het dit daai tyd alreeds profeteer en gesien. In 'n tyd van hopeloosheid het hy gesê, daar gaan 'n tyd kom dat die kavod, die heerlikheid van die Here gaan terugkeer, wat die Here op mense se harte sy wet sal skryf en hulle hom sal dien, en hierdie kavod sal vloei uit die tempel, dit sal soos 'n rivier wees, en oral waar dit gaan, sal daar lewe kom. Hy sê selfs tot in die dooie see. Onthou, niks leef in die dooie see nie. Dan sê hy, tot in die dooie see sal daar lewe kom. Hierdie wonderlike belofte van God vind ons in die boek Esegiel. OK, enige iemand vra, opmerkings? Ek kan dit hoor of jy wakker is. OK, Herman, jy's wakker. Marlene, thanks, jy's wakker. Right. Sjoe, dis 8:00. Kom ons gaan aan. Ek gaan kyk of ek julle nog so vir so 20 minute kan besig hou. Ek beloof dit gaan nie langer wees as dit nie. So die 12 klein profete. So ek het nou nie gedink om op elke klein profeet in te gaan nie. Ek het gedink om net vir julle histories hulle te gaan neersit.
En as jy hom histories verstaan, kan dit dalk jou hom beter verstaan. So ons praat van die 12 klein profete, soos ek gesê het, nie omdat hulle belangrik is nie, maar omdat hulle minder inhoud neergeskryf het. Ons kry skrifprofete en nie skrifprofete. Elia, Elisa, Nathan, selfs Samuel, hy was nou wel 'n rigter, maar hy was ook 'n profeet. Hierdie ouens het nie hulle profeseë neergeskryf nie. Maar Jesaja en Jeremia en Esegiel, Amos, Obadja, hierdie manne het hulle goede neergeskryf. Dis ons kom ons hulle die skrifprofete noem. En dan kry jy die 3 groot skrifprofete omdat hulle baie geskryf het. Dan praat ons van die 12 klein profete omdat hulle minder geskryf het. Kan ek net gou vinnig net weer vir julle van die belangrikste datums gee in die Ou Testament. So daar is hy 1050 voor Christus is die vestiging van die monargie. 933 skeer hierdie koninkryk in 'n noord en 'n suidryk. 721 voor Christus neem Assirië die noordryk in. 597 is daai eerste ballingskap van die suidryk wat Esegiel hulle weggeneem is saam met al die ambagsmanne en die mense wat kon lees en skryf. 586 is dan die finale val van die suidryk en Jerusalem en die tempel. Nou is almal in ballingskap. En in hierdie tyd neem die Persiese ryk oor. Die Meders en die Perse. En in 539 is daar 'n proklamasie van Kores wat sê, julle boys kan teruggaan na julle lande toe. Ons gaan julle nou nie hier hou nie. Gaan bly in julle lande, ons regeer julle daar. En dis letterlik die begin van imperialisme. So ons regeer julle van hier af, of kolonialisme, ons regeer julle van hier af. Julle is ons landjie, maar julle dink julle regeer julle self, maar eintlik regeer ons julle. En dan in 515 word die tempel herbou, of die sogenaamde tweede tempel. So, van die 12 klein profete, pas die volgende 3 in, voor die Assiriese ballingskap van 721. Hosea, Amos en Micha. Hulle dateer uit die 8ste eeu voor Christus. Dis die Assiriese bedreiging in die agtergrond waarteen hierdie profete optree. Hulle wys Israel spesifiek, maar ook vir Juda op hulle ontrouheid aan Jahwe. En wat besig is om te ontvou en wat besig is om te gebeur, omdat hulle ontrou was aan die verbond met Jahwe. Nou hierdie 3 profete lees jy histories saam met Jesaja 1 tot 39. So gou vinnig, ons gaan na Hosea toe. Hy tree op in Noordryk. Sy lewe word 'n metafoor dat hy met 'n prostituut trou en hierdie prostituut se naam is Gomer. Gomer lyk of haar lewe verander, soos wat die volk van die Here se lewe verander het toe hulle hom ontdek het. Maar Gomer hou aan teruggaan na haar vorige liefdes. En so gaan God se volk ook terug na haar vorige liefdes. En dan het hulle hierdie kinders, Lo-Ammi, wat beteken Lo-Am, nie my volk. Lo-Ruchuma, wat beteken nie barmhartig nie. En hoe die Here dan vir Hosea sê, gaan terug na hierdie vrou toe en vat haar terug, want dis my hart. Dis my hart vir my volk. Dan het ons Amos. Amos is natuurlik nie enigstens in 'n profeteskool gewees nie. Die Bybel sê hy was 'n skaapboer en hy het met vyebome geboer. En skielik roep die Here hom hierso waar hy in die suidryk is en sê, luister, jy moet 'n profeet gaan wees in die noordryk, want daar's moeilikheid op pad, 721 kom maar moeilikheid. Gaan na Bethel toe, daar waar die hoofstad van hulle godsdiens is, en gaan profeteer daar, gaan vertel vir hulle van wat gaan gebeur as hulle nie gaan doen wat die Here sê. Dan is dit mos nou so op 'n stadium dat die volk van die Here, die een priester daar vir hom sê, luister, wat doen jy hier? Wat maak jy dan? Sê, weet, ek is nie 'n profeet nie, ook nie 'n seun van 'n profeet nie, maar die Here het vir my gesê, ek moet hier wees en hoor nou die woord van die Here. En dan Micha lees ook in hierdie tyd af wat hy optree in die suidryk, saam met die profeet Jesaja. So dis hierdie 3 deel maklik in hierdie tyd op. Dan naam
Habakuk en Sefanja tree op terwyl die Assiriese ryk begin daal in hulle invloed en die Babiloniese ryk al hoe sterker raak. So hulle dateer uit die middel van die 7de/6de eeu voor Christus en word beskou as die kleiner vennote tot die boek Jeremia wat in hierdie tyd afspeel. In hierdie tydperk is die militêre en politieke mag van die eens magtige Assirië aan die kwyn terwyl Babilonië, die Galdeërs, al sterker word. Dit is tydens die profetiese optrede wat die stede soos die Egiptiese vestingstad Noamon en Tebe wat hulle val en ook Ninive wat in 612 val en soog voor die mag van Babilonië. So Naam is nogal 'n boek wat beskryf hoe Ninive val en hy verlekker hom eintlik daarin. En Naam het nogal baie problematiek omdat hy God soort van teken as 'n wreker. Hy sê God wraak hom op Ninive omdat hulle nie reg was teenoor sy God nie. So Naam is nogal 'n boek wat moeilik lees, is 3 hoofstukke redelik gewelddadig, maar basies wys dit daarop dat die Here vergeld vir die Assiriërs en spesifiek hulle hoofstad en die Here gebruik Babilonië om dit te doen. Habakuk is weer 'n boek wat sê hier's 'n groter wordende mag. Die Galdeërs bedreig ons en dan kom Habakuk en Habakuk se naam beteken om te worstel met die Here in die donker, om te stoei met die Here. En dan vind ons in Habakuk 3 klaagliedere wat hy met die Here worstel en vra vir hom vra. En vra hoekom. En dan kry Habakuk nie eintlik 'n antwoord nie. Maar dan is daai mooi gedeelte aan die einde wat hy sê al sal die vye boom nie bot nie. Jy weet, al sal dinge nie uitwerk nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Al gaan hierdie Galdeërs ons oorwin en oorneem, nogtans gaan ek die Here vertrou en nogtans gaan ek in die Here jubel. En Sefanja ook in dieselfde tyd. Dan die volgende 3 boeke wat ons noem die derde groepering is Haggai, Sagaria en Maleagi. Hierdie boeke dateer uit die tyd nadat hulle teruggekom het uit ballingskap en die tempel herbou. So jy kan hulle lees saam met Ezra, Nehemia, waar hulle die tempel herbou en die mure bou. So Haggai praat nogal sterk van die tweede tempel en hoe wonderlik hierdie tweede tempel sal wees. Sagaria is 'n boek wat vir Serubabel, hy is die persoon met die bouwerk doen, wat dit lei. Sagaria gee profesie vir Serubabel. Hy sê vir hom, Serubabel, is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. En as jy daai laaste klippie gaan neersit, daai laaste steen gaan lê, gaan almal sê, well done. So dis 'n bemoediging aan Serubabel. En Maleagi probeer dan nou vir die nuwe volk sê, luister, dis hoe julle moet optree. Nou dat julle tempel herbou is, dan sal hy byvoorbeeld sê, julle kan nie weer teruggaan na daar waar julle armes onderdruk en so nie. En hy sê, ek onthou, die tempel is belangrik. Bring julle 10de na die tempel toe. Gee vir die Here van dit, nou dit begin nou weer beter met julle te gaan. Bring jou volle 10de na die skathuis toe. En toets my, weet, kyk of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak. So hierdie 3 deel met die terugkeer vanuit ballingskap en die herbou van die tempel en die wording van hierdie terugkerende volk. In hierdie tyd regeer Persië as wêreldmag. Haggai en Sagaria speel af teen die agtergrond van die tempel se herbou en Maleagi reflekteer op die gemeenskap van Juda wat probeer weer bou aan Judaïsme en hulle tempel onder die invloed van 'n wêreldmag soos Persië. En dan is daar 3 boeke wat nie maklik indeel somme net nie, maar tog maklik indeel. Dis Joël, Obadja en Jona. Al wat ons van laasgenoemde weet, dis nou Jona. Dit moes gewees het in die tyd toe Ninive nog 'n stad was. En ons het net gesien Ninive is in 612 verwoes. So Jona moes sy oorsprong gehad het voor 612. So hy lê hier tussen die Assiriese en die Babiloniese ballingskap nog voordat die groot stad Ninive verwoes is. Met ander woorde, heel waarskynlik toe Assirië 'n groot wêreldryk was. Obadja is soort van die gerig teen die
teen Edom. En Edom was die broersvolk van Israel. Hulle is soort van die nakomelinge van Esau. En alhoewel hulle nie baie lief vir mekaar was nie, was daar hierdie verwagting, as ek in die moeilikheid is, moet my broer my ten minste kom help. En dan is dit hierdie oordeel teen Edom, hoekom het julle ons nie kom help in ons moeilike tyd nie? So heel waarskynlik speel Obadja af nadat Juda aangeval is en Obadja hulle nie te hulp gekom het nie, maar inteendeel dit geniet het dat hulle in ballingskap weggeneem word. Joël, baie moeilik, maar wat ons wel van Joël weet, is dat Joël praat van 'n lewe weer waar daar priesters is, waar daar 'n tempel is, so dit moet wees na die tweede tempel herbou is. En interessant, in Joël lees jy ook van Grieke, wat jy nêrens anders van lees nie. So heel waarskynlik het Joël baie later ontstaan toe Alexander die Grote alreeds, toe die Grieke alreeds 'n wêreldmag is. So dit lyk vir my of Joël tussen 500 en 400 voor Christus kon ontstaan het. Okay, so ek weet ek is nou baie vinnig deur dit. Is daar enige vrae? Geen vrae dan nie? Okay, dan wil ek gou-gou met julle hierdie woordskool afsluit, en soos ek sê, ek dink 4 aande was hopeloos te min, maar ek wil vir julle 10 hermeneutiese beginsels gee. Onthou julle, die eerste aand het ek vir julle gepraat van die rame wat jy na 'n teks toe moet gaan. As jy 'n teks ontleed, wat is die rame? Jy moet deur 'n vensterraam kyk. Gaan kyk gerus daai link as jy dit nog nie gekyk het nie. En dan is daar 'n skilderyraam en daar's 'n spieelraam en daar's 'n deurraam. Maar oor die algemeen, hermeneutiek is Bybelinterpretasie, en ek wil julle graag met hierdie laaste 10 beginsels van hermeneutiek los. Kom ons sê, the 10 commandments of hoe moet jy die Bybel interpreteer? En ekskuus as dit nou in Engels is. Eerstens, pray that the Holy Spirit will enlighten your mind. Onthou, ons lees die Bybel saam met die Heilige Gees. En ons wat uit 'n Pinkster charismatiese agtergrond kom en nie noodwendig katoliek of gereformeerd nie, alhoewel ons is gereformeerd, maar meeste van ons het so 'n bietjie meer van 'n verhouding met die Here. En ons glo dat as ons die Bybel lees, dan gaan ons hom daar ontmoet. So ons het nie 'n predikant nodig of 'n priester nodig of 'n guru nodig om vir ons die Bybel te leer nie. Ons kan God ontmoet in die Bybel, maar vir daai rede is daar sekere beginsels nodig. Eerstens is, Here, verlig my gedagtes dat ek U kan ontmoet in die teks. Tweedens, wanneer jy die teks lees, onthou sy konteks. Wat is die wêreld agter die teks? Wat is die wêreld in die teks? Wat is die wêreld voor die teks? Die wêreld agter die teks is die historiese kritiese gedeelte van die teks. Die wêreld in die teks is die literêre kritiese gedeelte van die teks. So, dan kyk jy, wat is die genre? Is dit poesie? Is dit historie? Is dit 'n profesie? Is dit digkuns? Jy weet, en wat is die konteks? Soos wat hulle ons nou sê, as jy 'n property koop, location, 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 konteks, konteks, konteks. En die beste teks is altyd konteks. Verstaan dan daarbinne. Ek het te veel mense gesien en dwaallere wat ontstaan het uit tekste wat buite konteks gebruik word. Derdens, consider the type of literature. Het ek hier te doen met 'n wet? Wat met Israel te doen het? Het ek hier te doen met poëtiese taal? As hy sê, ek glo die aarde is op 4 pilare, is dit 'n feit? Of is dit 'n poëtiese taal? So, wat se tipe literatuur het ek hier? Is dit 'n metafoor? Of is dit iets wat ek letterlik moet vat? En te veel kere vat ons goed letterlik, terwyl ons dit eintlik op 'n ander manier moet lees. Compare the passage with the rest of the Bible. Stem dit ooreen met die res van die boodskap van die Bybel? Of is hierdie half 'n geïsoleerde geval? Onthou, die Bybel het oor 800-900 jaar ontstaan en
verskriklik baie skrywers en bronne gehad wat hy saamgestel het. So vergelyk dit met die res van die Bybel. As dit strook met die res van die Bybel, kan jy rustig wees met jou interpretasie. En die 5de punt is dieselfde. Read the passage within the rest of God's revelation. Onthou, God se revelation, God se openbaring is progressief. So, jy sal hier kry dat hy vir hulle sê, moenie varkvleis eet nie. Hoekom nie? Want dit help nie, hy verduidelik nou vir hulle dat varke kan masels hê en jy kan lang lintworms in jou maag kry nie. Hy maak net 'n wet, moenie varke eet nie. Ek meen, ons het eers van parasiete en bakterieë en virusse hier in die 1700-1800s uitgevind. God maak net 'n reël, hy sê, dis die reël, ek red julle van moeilikheid, so dis die reël. Nou om te sê, ons eet nie varkvleis nie, want ons is kosher en ons is Jode, dit pas nie lekker in nie, want intussen is daar gesondheidsinspekteurs en so meer, so daar's 'n revelation van God wat openbaar deur die Bybel en deur wetenskap en deur daai Bybel moet jy dit lees. Understand the passage in the light of the gospel of Christ. So, wat het die evangelie van Christus gebring? Dit het vir ons nuwe insigte gebring. En ek sê ook altyd, wanneer jy wil oor die eindtyd goede wil weet, wat het Jesus oor die eindtyd gesê? Ek dink, dis nogal die belangrike plek om te begin, nie Openbaring of hierdie beelde in Daniël nie. Jy begin by, wat het Jesus ons geleer oor die eindtyd? En jy begin daar, so understand the passage in the light of the gospel of Christ. Dan, verduidelik moeiliker gedeeltes in die lig van makliker gedeeltes. So, soms is daar moeiliker gedeeltes in die Bybel, maar daar's makliker gedeeltes wat dit beter verduidelik. Dan, distinguish between time-orientated and time-bound. Byvoorbeeld, ons lees in die Bybel dat 'n vrou met 'n hoofbedekking op het as sy aanbid. Hoekom? Want nou nog, in baie Midde-Ooste, moet vrouens hulle hoof bedek en ook selfs hulle gesigte bedek. Wat is dit? Dis time-orientated. In daai tyd was dit verwag van 'n vrou om so op te tree. But it's not time-bound. So dis daai tradisie, en jy kan nie reëls maak van goed wat time-orientated is, en sê dit is time-bound. Dan, distinguish whether the passage prescribes or describes. So hy beskryf dat hulle die stad ingeneem het en almal doodgemaak het. Maar hy voorskryf dit nie. So hy vertel 'n storie, hy voorskryf dit nie. En dan laastens, stand of the shoulders of other believers. Maar kyk altyd hoe ander mense 'n teks interpreteer het. Johan, baie dankie. Dit lyk nie of daar nou dadelik vrae inkom nie, maar